U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Lekker. Daar's min dinge wat so lekker is, soos hy eerste koppie koffie of tee, vroeg soggens. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella, en jy kuier saam met my, Estel Rousseau, op hierdie pragtige laaste Sondag van Mei 2026. 31 Mei nou, in die ou geskiedenis sou dit nou vandag, as ek dit nie mis het nie, 'n republiekdag gewees het. Die dag toe ons 'n republiek geword het. Maar dis nie waaroor ek nou met julle wou gesels het nie. Sommige maar net ietsie wat ek onthou van my ou laerskooljare. Nou gaan julle almal weet hoe oud is ek en julle mag maar. Want ek waardeer nog daardie geskiedenis. Nie alles van dit nie, want nie alles was vir my goed nie. Maar sommige dinge is wonderlik. Soos 'n prysuitdeling aan die einde van die jaar. Soos om oor daai wenstreep te kom. Of die einde, die beginpunt te begin, waar jy begin het te eindig weer. Om 'n volkring klaar te gemaak het. Om 'n taak klaar te gemaak het. Ietsie by die werk, ietsie by die skool. Die matrieks is besig om hulle laaste paar maandjies te hê, waarin hulle uiteindelik 12 jaar se skoollewe agter die rug gaan sit. Maar dan is daar ook die nuwe beginne, nê? Dan begin die grootmenslewe nou uiteindelik vir hulle. En dit kan beide opwindend en nogals vreesaanjaend wees. Maar dit is ook nie waaroor ek vandag wil gesels nie. Eintlik 'n bietjie en eintlik ook nie. Hang af hoe mens daarna kyk, nê. Die lewe is soos een groot storie. 'n Storie wat net wag om raak gesien en oorvertel te word. Maar almal kyk nie met dieselfde oë na die wêreld om hulle nie. En almal reageer nie dieselfde op wat hulle sien nie. Daar is 'n klassieke Duitse gediggie wat die verskil illustreer. Hy gaan so: 2 het na die veld gegaan, en toe hulle teruggekom het die mense hulle gevra: "Wat het julle gesien? Vertel." Die een het gesê: "Ag, nou ja, berge, bome, son, water, strome, groen gras, blou lig." En die ander het gesê: "O, berge en bome, die son, waterstrome, groen gras en blou lig." Optimisme is 'n voorliefde vir geluk, en Christene behoort dit almal te hê. Dis 'n basiese aspek van die geloof. Ons het immers 'n rede om te wees. So skryf Ladislaus Boros. Ek het nie idee wie hy of sy is nie, maar dis wyse woorde daai, nie? Kom lees dit gou weer vir ons. Optimisme is 'n voorliefde vir geluk, en Christene behoort dit almal te hê. Dis 'n basiese aspek van die geloof. Ons het immers rede om te wees. Nou ja, ek en jy het 'n rede om vandag wakker te word en vandag hier te wees. En weet tog nie wat nie, maar ons moet hier wees, want ons is wakker. Ons het asem in ons longe, ons oë is oop. Ek is besig om met julle te praat, julle luister vir my. Ons drink saam koffie, en vandag geniet ek van skoonmaak se giemerkoekies
wat ek dan self gebak het so ruk terug, saam met my koffie, of tee. Ek drink tee vanoggend by Stella Street Cafe, is daar elke dag koffie. En as 'n mens so baie met koffie werk, dan soek jy so 'n bietjie 'n verskeidenheid wanneer jy by die huis kom. Ietsie anders, 'n warm sjokolade of 'n lekker rooibos steekie. En dis goed so. Nou ja, mag julle wat onthou 'n wonderlike Republiekdag herdenk vandag. Ons land is nog steeds 'n republiek. Niemand van 'n buiteland het hom nog oorgevat nie. 'n Klomp van ons ouens gaan verskil en sê ja, maar tot. Ja, julle. Dit hang af hoe ons daarna kyk, nie? Nou ja, toe, mag julle 'n pragtige, mooi Sondag geniet, wat julle ook al doen. Vir die van julle wat in die Parys omgewing is, kom maak 'n draai en kom sê hallo, daar by Stella Street Cafe. Kom drink 'n lekker koffie of 'n latte, of 'n tee. Ja, daar's rooibos en Joko ook. Lekker warm sjokolade, of net so oor kan die pad, so skuins oorkant my en daarom nie oor kan die pad nie. Maar omtrent so langs my is my kinders. As jy later 'n lekker kosie en 'n wyntjie wil kom geniet. Hulle het pragtige boutiekwyne om van te proe. Of as jy sommer net by Jan Tuisbly se karretjie wil ry, is dit ook goed. As jy wil kerk toe gaan, is dit ook goed. Be blessed. And always be that blessing too. Mooi loop.